Welkom by die Mosaïek-oordenkings vanaf die Origins Retreat Sentrum, waar ons kyk na diep meegevoel en die belangrikheid daarvan in die ontwikkeling van ons as mens. Ek weet nie van jou nie, maar in my lewe is daar mense wat nogal redelik baie van mekaar verskil. Soms ontmoet ons iemand en ons identifiseer maklik met hulle, want hulle verskil nie veel nie. Maar dan is daar die sulkes wat in terme van hulle lewenstyl, of hulle geloofsoortuigings, of hulle waardestelsel, gewoon 'n heel ander tipe lewe leef as jy. Dit bring natuurlik vir ons groot uitdaging, om dan in effektiewe verhouding met hierdie mense te staan. Maar dis nou maar hoe die wêreld is, en God het ons almal lief, en in hierdie mengelmoes van verskille, moet ons ergens nou meegevoel vir mekaar ontwikkel. Kom ons lees wat Christus self oor die goue reël van liefde in sy woord sê. Doen vir ander alles wat julle graag wil hê, hulle moet vir julle doen. Dit is die kern van die wet en die profete. Omdat mense so baie van mekaar verskil, ontstaan kritiek, ons nou maar uit die aard van die saak. Ons kyk na ander mense se gedrag, en ons voel dat dit wat hulle doen, of dit wat hulle dink, of dit wat hulle glo, dat dit verkeerd is. Vanuit hierdie kritiek ontwikkel daar baie keer vrees. Vrees vir iemand anders of vrees vir 'n ander groep, wat gebaseer is op 'n gebrek aan kennis. As ons toelaat dat hierdie vrees ontwikkel, kan haat selfs ontstaan. Alles gebore uit die onbegrip vir waar hierdie ander mense vandaan kom. Waardes, daardie deel van ons lewe wat ons moraliteit rig, wat maak dat ons iets reg of verkeerd sien, lê vir ons baie na in die hart. As ons dan ander mense ontmoet, wie se waardes baie van ons in verskil, dan is dit vir ons baie moeilik om begrip te toon vir waarmee hulle sukkel. Hierdie is die uitdaging wat Christus na ons toe bring. Wanneer hy sê dat jy aan ander mense moet doen, dit wat jy wil hê hulle moet aan jou doen. Hy bedoel natuurlik nou glad nie hier net jou maats en jou nabye familie jy hierdie aspek op moet toepas nie. Dit beteken alle mense, selfs mense wie se lewenstyl baie van jou verskil. Moet jy nog steeds die vermoë kan hê om na die konteks van hulle lewe te kyk en om medelee te hê, om te kan verstaan dat dit wat hulle voel en dit wat hulle beleef moontlik vir hulle pyn kan veroorsaak. Hierdie is 'n groot uitdaging en bring maar vir alle mense, maak nie saak aan watter kant jy nou staan en kyk hoe mense verskil nie. Dit is vir ons almal 'n geweldige uitdaging. Opregte meegevoel, meelewing, het niks te doen met die ander persoon se lewenstyl of hulle keuses nie. Dit het te doen met ons keuse, ons bewustelike keuse, om deel te neem aan dit wat met hulle gebeur, in terme van hulle emosies. Jy hoef nie deel te neem in terme van hulle gedrag, of hulle keuses nie. Jy kan nie gaan sit en by hulle hoor, maar wat is dit wat vir hulle die pyn bring? Natuurlik moet ons nou nie dan nou 'n les voorberei en vir hulle sê hoe verkeerd hulle is, omdat hulle vir die verkeerde goed doen of glo nie. Dit is nie waaroor meegevoel gaan nie. Meegevoel gaan oor om die diep belewenis te deel met die aanvaarding dat jy van my verskil. Hierdie proses moet nou ook met jouself kan gebeur. En hier lê vir baie mense 'n uitdaging, omdat ons in onaanvaarding van ons eie gedrag is. Dit is in daardie goed wat ons doen, daai goed wat ons dink, waaroor ons moontlik fantaseer, waar ons groot pyn dan gaan lê en dan wil ons nie onsself aanvaar nie. Dit veroorsaak dat daar 'n verdeling in ons binneste plaasvind. Ons wil dit wat goed is weghou van dit wat sleg is en in die proses diskwalifiseer ons meegevoel vir onsself. Dit gaan maak dat jy glad nie na ander mense kan kyk
en kan insien of kan beleef dat hulle ook swaar kry nie. Dit hou ons natuurlik ook weg van God se genade af. As jy skaam voel en ongenaakbaar met jouself is, dan wil jy nie met God oor jou pyn praat nie. Jy diskwalifiseer dan sy genade vir jou. En in die proses verhoed jy dit, dat jy dit moontlik met ander mense kan doen. In hierdie stille verwerping van jouself, verloor ons in die proses ons verhouding met God, en ons verloor ons verhouding met ander mense. Hier leef ons nou baie alleen, en lei dit daartoe dat ons depressief kan raak, dat ons voel dat ons lewe nie betekenis het nie, en uiteindelik lei dit na 'n emosionele doodsheid, 'n plek waar ons geen vreugde kan beleef nie, en dit maak dat ons nie na ander mense se lewens kan kyk, en kan verstaan, dat dit dalk met hulle beter gaan, of dat dit met hulle slegter gaan. Die gevoel wat jy vir jouself het, bepaal uiteraard hoe gevoelig jy is vir die belewenis en die ervaringswêreld van ander mense. Hierdie mense kan vreemdelinge wees, of hulle kan jou eie gesinslewe wees. Die hardheid, die koudheid wat jy in jou eie hart beleef, word dan vir baie mense deel van hulle persoonlikheidstyl, en maak dit baie moeilik om koneksie met jouself of met ander mense te maak. God daag jou uit om hierdie bose patroon te verbreek. Begin by jouself. Dis tog waaroor jy beheer het. Sodra jy diep medelee en meegevoel met jouself weer kan beleef, open jy die deur om God se vergifnis te kan beleef, om God se genade in jou eie lewe te kan inspoel. Hierdie gebeur nie oornag nie, dis 'n proses, en dit kan lank vat vir jou om gewoonte aan te raak, om weer sag met jouself te wees. Dit laat mens baie keer kwesbaar voel, en jou hart word weer lewendig, maar dit kan baie ongemaklik wees. Laat God toe om daai belewenis in jou hart met sy gees te kom vul. Gebruik dit as die bron, wanneer jy dan weer na ander mense toe uitreik. So ek wil 'n uitdaging in jou rig, om te sien of daar 'n donker, seer, dalk 'n dooie deel van jou hart is, waarna jy net in stilte op jou eie vandag kan gaan kyk, dit net vashou, net voel hoe dit voel, dat indien jy aandag daaraan gee, dat dit weer betekenis vir jou in jou lewe kan bring. Beteken nie dat jy dit moet aanvaar nie. Uiteindelik kan jy daar in proses werk en daarvan vrykom. Maar die eerste stap is net eers om te gaan luister. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle ewige Vader, U staan en wag vir my om op te daag. Dan hardloop U na my toe soos ek vandag is. Ek hoef niks te verander voor ek opdaag nie. Ek kan maar kom met alles van my en my omhelsing en my aanvaarding by U kom haal. Vader, help ons om dit te onthou. Sluit ons geestelike ore vir die leuns wat sê dat ons nie goed genoeg is nie. Hou ons oë op U gefestig en help ons om die pad na U toe te vind elke dag. Here, help ons ook om die pad na onsself toe te vind. Want dit is in daardie soeke en vind van onsself dat ons weer by ander mense kan uitkom. U is ons redding en ons vesting. Dankie, Heer. Amen.